Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Dit is Vrydag en dit beteken dis Vennootskap Vrydag vir al ons mense van Port Nolloth en naby en ver. Namens Dr. Gustaf en die hele Lofdal span wil ek vir u sê, u gaan hierdie naweek in met groot opgewondenheid. Hoekom? Omdat u reeds weet, u is wat die woord sê u is. U kan doen wat die woord sê u kan doen en u sal bereik en hê wat die woord sê u sal bereik en hê. Dat u is meer as oorwinnaar. Ons kom en ons sien hierdie maand terwyl ons praat van hoe om die stem van God te hoor, dat Johannes 10 praat van in vers 27-28 praat hy van dat sy skape sy stem ken en dis wat ons verlede week op aangeraak het in Psalm 23 waar ons sê, daar is 'n stok en daar is 'n staf, een wat wegweer en een wat veilig of nader bring, wat ons ken as Vader ken hy ons hart, hy ken alles van ons. Daar's niks wat as verrassing tot God dien of God kom as ons in iets beland of iets doen nie. Ons weet dat hy ken ons en ons moet hom ken. Ons moet hom ken deur sy woord te lees, ons moet hom ken deur die waarheid aan te gryp en ons moet hom ken met die wete dat hy vir ons die beste uitkoms gee altyd. Hoe? Jesus Christus, die antwoord tot al ons probleme. Ons moet hom toepas. Ons moet hierdie woord vat, terwyl ons uitstap waarna toe ons op pad is, moet ons hierdie woord vat en ons moet hom toepas. Ek sê altyd in ons gemeentes dat ek moet die woord werk, dat die woord van God werk vir hulle wat hom toepas. Nou, hierdie woord is vol beginsels, vol beloftes en hy werk al besluit ek om dit nie vir my te doen nie. Nou is die besluit vanoggend dat die woord vir of teen ons gaan werk. Ek wil graag die volle voordeel hê van God se woord wat vir my werk. Johannes 10 kom en hy sê dat sy skape ken sy stem. Hoe leer ek sy stem ken? Deur om tyd met God te spandeer. Hoe meer ek sy stem hoor, ouers wat daar buite is, ma's, pa's wat daar buite is, broers en susters wat daar buite is, vriende wat daar buite is, jy ken jou geliefde se stem. Hoekom? Want jy het oor 'n tyd het jy sy stem gehoor en in hierdie dag is hy besig om met ons te praat oor hoe ons hom moet beter verteenwoordig. Onthou, u is 'n koninkryks ambassadeur. U moet mense wys hoe die hemel lyk, hoe 'n hemelse ambassadeur, hoe Christus lyk. Ons is hier vanmôre in hierdie dag voor ons in hierdie naweek ingaan om Christus reg te verteenwoordig. Vir mense te sê dat hy's nie ver van hulle nie, hy's naby. En hoe is hy naby hulle? Hy's naby hulle deurdat die Here jou in hulle lewe geplaas het. Dink daaraan, u en ek is waar ons is omdat die Here ons daar gesit het om 'n verskil te maak. Sy skape ken sy stem. So op Vennootskap Vrydag kom ons en ons sê dat ek is in vennootskap met God se woord. Ek is in vennootskap met God as Vader. Ek is in vennootskap met wat aan die kruis vir my en mense gebeur het. Ek is in vennootskap. Ek wil graag hê mense moet die voordeel hê van saam wees. Voordeel hê van saam met God se woord loop. Die voordeel hê van om saam God se hand te vat en sê lei my in alle waarheid. En dit is wat dit is om die Here te ken. Nou, ons het verlede week het ons gesê dat deur stok en staf kom die herder en hy kom en hy ken terwyl hy na ons kyk, terwyl hy deurgaan, wat is dit wat ek moontlik in die dag mag opgetel het? Hier en daar miskien klitsgras of hier en daar iets wat my kan skade doen. Wat is dit wat ek moontlik in die dag by my laat voeg het wat nie hoort by my nie? Dit is wat dit is om God of wat God toe te laat om my te ken, te beken my deursoek. Hy deursoek die ganse aarde, ja, om diegene te vind wie se harte onverdeeld op hom gerig is, maar hy ken ook die harte en die niere, hy ken my binneste. En dis belangrik in hierdie dag dat ek tyd met God spandeer en ook hom toelaat om net met my tyd te spandeer, attent te kan maak om te sê, hierdie is nie iets wat ek wil hê saam met jou in die toekoms moet ingaan nie. Bewaar jou hart meer as enige iets, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So wil hy hê, ons moet hom reg verteenwoordig en ook ander wys dat ons hom ken. Wat is dit om God te ken?
Ons sien dat Jeremia begin praat en begin praat van hoofstuk 9 af en hoofstuk 22 vers 16 begin hy sê dat om die Here te ken is om na die wees en weduwees om te sien, om te kom en mense te ontmoet by hulle behoefte. Ons het 'n Amerikaanse span en ek kon vir hulle hierdie week so klein bietjie wys wat hulle wat in vennootskap is met die bediening ons in staat stel en hulle self uit kom kyk wat hulle staat gedoen het en jy moet vandag weet dat jou saad kloof, jou saad maak vir jou 'n pad. Jou saad is besig om namens jou te praat in hierdie tyd. Dit wat jy in die verlede gesaai het, die oes is besig om op te kom. Moenie dood praat oor jou saad nie. En hulle sien dat dit kos 'n familiewerk, dit kos 'n spanwerk. Mense wat sê ek gaan na God se stem luister en ek gaan in my gemeenskap gaan ek 'n verskil maak. En ek sê altyd vir mense, omdat jy dit maak gebeur het vir 'n familie wat nie joune is, rig die Here jou op of rig die Here mense op om in jou familie die verskil te maak. Nou ons weet dat Jakobus 1:27 vergelyk en sê wat dit is, hoe hierdie tipe bediening moet lyk wanneer ons kom en ons sê dat ons is nie net godsdienstig nie, maar ons is in verhouding met die Here, ons is in vennootskap met die Here, dat ons sal weet dat daar is 'n gedeelte van doen, nie net gedeelte van luister nie. Onthou dat die geloof kom deur die gehoor van God se woord, maar Jakobus 1:27 praat spesifiek dat dat God ons wil graag hê tot aksie, dat ons tot aksie moet gaan en sodat ons iets kan doen. En ons moet 'n verskil maak waar ons is. Moenie sê, wel eendag wanneer dit, nee, ek maak 'n verskil waar ek nou is. Hoekom? Ek verstaan vennootskap met die Here. Wat wil die vyand in hierdie dag doen? En ons is Jesus gefokus, my oë op hom gefokus en omdat ek kyk na hom, vermenigvuldig hy in my lewe. Nie langer op die omstandighede gefokus nie, nee, want dit sal maak dat my hart ontstel, my hart oorweldig word en dit gaan maak dat ek dood gaan spreek teen die droom wat God vir my lewe het. Nee, ek kom en ek fokus op Christus, die afgehandelde taak van die kruis en ek weet dat dit is waartoe ek beweeg. Hy wil hê dat ek tot aksie moet oorgaan. Nie eendag wanneer alles regloop nie, nee, terwyl ek nou in oorwinningslewe lewe, al is daar 'n storm aan die gang, al is daar geveg aan die geveg, my oë is gefokus op Jesus Christus wat reeds dood, graf en hel oorwin het en daarom is ons meer as oorwinnaars. Vandag wil ek vir iemand wat moontlik voel dat hulle vasgevang is op 'n plek wat jy weet u nie voor geskep is nie, jy is geskep vir groter, breek uit, laat die woord vanmôre vir jou uitbreek uit daai nou spasie uit en dat u agterkom dat hy u goeie herder is, dat ek na sy stem luister en dat ek in hierdie dag moet lewe asof en omdat ek hom ken. Laat my toe om vir u te bid en u te seën vir hierdie naweek en u in te stuur in hierdie naweek met 'n groot seën voordat ek u uitnooi na ons dienste toe. Here, ek dank u dat waar mense luister en ingeskakel is vandag, Here, dat u woord vir hulle lewendig word. Here, ek dank u dat hierdie tweesnydende swaard deurdring en dat mense mag ervaar, Here, hoe u met hulle praat en dat ons lewens sal lewe, Here, omdat ons u ken en vanuit daardie plek in Jesus naam. Amen en amen. Ek nooi u graag na ons dienste toe kom en wees deel van die aanbiddingsondervinding waar mense se lewens getransformeer raak. Dis wat hy wil hê. Hy wil nie net hê u moet verander en self terugval weer in 'n selfde posisie nie. Hy wil hê u en ek moet lewens lewe wat getransformeer is en dan ander by daardie plek bring. So u kan of bo of onder sal u skakel sien om u te help om te kyk waar daar dienste in die omgewing is. Binnekort het ons nog 'n diens wat begin in die Plattekloof area die 13de April. Hou asseblief die sosiale platforms dop en daar waar ons gaan adverteer dat u kan deel wees van dit. Halleluja. Dan ook wil ons vra as u tyd het om te gee,
kom ook en gee u tyd en as u moontlik in hierdie dag gelei word en sê wel, ek het nie tyd om te gee nie, maar ek kan saad saai. Daar is ook verskillende maniere wat u dit kan doen om deel te wees van die droom wat die Here vir ons gegee het vir hier en die nasies. Wees geseënd vandag met die wete, u het reeds oorwin deur die bloed van die lam en nou kry ons getuie in lyn met God se woord. Wees geseënd in Jesus naam.